omstandighede verduidelik dalk ons sonde, maar dit verskoon nie ons sonde nie. Hallo almal en baie welkom by Om die Woord. Ons sê ook baie welkom vir Teens, Alistair en Pieter wat saam met ons bietjie gaan praat vandag met hierdie Om die Lens episode. Baie welkom julle. Dankie. Tot plesier. Vir my te wees. So, met die onder die lens video van vandag gaan ons so 'n bietjie praat oor iets wat op eintlik so 'n bietjie half ou nuus is, maar nodig nuus is oor dit selfs. En dit is eintlik 'n gedeelte daarvan is eintlik 'n luisteraarsvraag aangaande 'n spesifieke popster, maar ons gaan dit ook breër maak as dit en oor meer as net die spesifieke popster praat. En ook dan oor Donald Trump wat dink dis laasweek Vrydag 'n foto van homself opgeplaas het waar hy eintlik homself in die plek van Christus stel, 'n foto van hom wat waar hy eintlik iemand nou genees en in 'n gewaad is wat baie heilig lyk. Ek wou ons al 'n foto van hom kan daarop sit. Julle nie gehoor nie, hy het gesê hy het homself as 'n dokter uitgebeeld. As 'n dokter. Hy dokter Dis werk. wat jy gesê het, ja. Wat is gou dit dokter, jy weet? Daai foto is Sure. dokter. Sure, buddy. Ja, so Trump het hom basies in die plek van Christus gestel. Maar dan ook die luisteraarsvraag spesifiek gaan oor die spesifieke popster is Taylor Swift en hoe moet ons dan haar musiek benader, hoe moet ons mense benader wat haar baie aanhang. En dan eintlik die oorhoofse tema hiervan is hoe moet ons maak met bekende mense, beroemde mense in ons lewens en wat is die posisie in hulle lewens wat hulle behoort in te neem, wat is te ver en wat is eintlik mate. En so kan ons vandag 'n bietjie saamgesels oor wat ons gedagtes is aangaande dit en wat ons in die skrif uit kan vind. Die heel eerste ding wat in my gedagtes opkom is ek kan nie presies die psalm onthou nie, maar die psalm wat praat van ons moenie op prinse vertrou. Ons kan prinsesse ook daarby invoeg dat ons nie ons vertroue in hulle krag en mag en hulle beroemdheid en hoe mooi hulle sing en hoe oulik hulle is plaas nou ons altyd eers ons vertroue in die Here plaas. En ek kan ons van daar af verder voortpraat. Ek wil hoor graag julle manne se idees aangaande hierdie sake. Ek wil sê daar's hierdie gesegde van skei die kuns van die kunstenaar en ek dink dit is net moontlik tot en met 'n sekere mate. Veral as die kunstenaar soveel van hulself in hulle kuns inbring. Jy weet, dit is natuurlik begin daar so 'n punt, so jy kan nie oor R. Kelly deesdae sê jy skei die kuns van die kunstenaar nie. Sy misdaad was te groot, dit alles klaar gemaak. En hy sê vers as dit iemand het op 'n politieke front met 'n verskil, dink ek jy kan sê of selfs tot met 'n godsdienstige manier sover dit die musiek beïnvloed nie, verskil kan jy sê skei die kuns van die kunstenaar. Maar die ding van Taylor Swift en ek het eintlik ek is 'n bietjie van 'n musieknerd, so ek het tot 'n mate respek vir haar en maar en met baie van haar musiek is dit werklik moontlik om die kuns en die kunstenaar te skei, maar veral die album wat voor hierdie album gekom het en die mense wat daar vooraf God weet wat ek van praat, is baie persoonlik. Dit is baie intiem as ek dit reg kan stel. Baie van haarself is in daardie album en daarso raak dit meer duidelik dat sy nie 'n politieke front verskil nie, maar indien sy Christen is soos sy sê sy is sy baie lou en baie lou is maar die woord wat ek kan dink. Dit is nie dit beïnvloed nie werklik haar lewe so baie nie. Sy is pro baie dinge wat ons teen moet wees en in haar meer persoonlike musiek raak dit meer duidelik. So ek dink in 'n geval soos dit, ek praat nou seker baie, maar die persoon het spesifiek gevra,
hoe moet ons Taylor Swift sien? Hoe moet ons dit hanteer? Wel, sy is nie die eerste een wat hierdie plek in die zeitgeist opneem nie. Voor haar was dit Michael Jackson. Voor Michael Jackson was dit Elvis. Elvis en die Beatles is so 'n bietjie saam. Maar Beatles is ook daarso. Daar's nog altyd hierdie massiewe figure in die musiekwêreld, in die akteerwêreld wat altyd maar weet jy almal het geweet wat se kleur tandeborsel hulle gebruik. Dis nie die eerste persoon in verafgod word nie. Hoe het mense hulle in die verlede hanteer? Jou eie diskresie. Ek bedoel the Beatles was hippies. Hulle musiek was ook vol van dit. John Lennon's Imagine is like imagine there's no heaven, it's easy when you tried. If you tried, dit gaan oor hoe op die aarde utopia skep. Hoe hanteer ons daai musiek? Ons sê dit is nie vir ons nie. Ons waardeer dalk ietsie van dit, maar ons filter dit uit. Dis nie deel van ons lewensbeskrywing nie. Mense kan dieselfde met Taylor Swift doen. Ons raak so verlore in ons onmiddellike omstandighede dat ons vergeet dat sy is nie die eerste persoon wat so is nie. As ons in die verlede vir John Lennon en die Beatles kon uitwissel, kan ons vandag ook. Ons kan sê dat sy is nie werklik so 'n goeie voorbeeld op Christelike front nie. So ons kan daar nie so voorhou soos dit seker is doen nie. Ek weet nie of dit 'n gebalanseerde antwoord is nie. Ja, ek dink Ja, mens kan ook net sê mens as kieskake, mens nee. mens word dan nog goed geken, nee, mens word geken aan jou taalgebruik. Mens word geken in jou woorde, mens word selfs geken in jou vriende en ek dink jy word geken aan dit wie jy is, jy word geken aan selfs dit wie jy aanhang. En ek dink wie jy ook beskou as 'n held, nee, dit jy beskou as belangrik of invloedryk vir jou lewe, dit jy word ook daaraan geken. En uiteindelik het daai ook 'n invloed. Musiek baie meer dink ek as ander goed omdat dit vir 'n mens maklik is om te leer. 'n mens neem dit baie vinnig in. Die mens word dus daaraan geken en ek dink moet net daar moet maar mooi versigtig wees. Ja, die Susanne het hierdie beginsel geword van jy word vir jouself net besig, hè. Dis die mate waar behalwe dat ek bietjie haar vaardighede waardeer op baie van haar liedjies, het Taylor Swift nie werklik 'n impak op my lewe nie. So dit hoef nie regtig impak op jou te hê nie. En as jy haar regtig volg, gebruik jouself die diskresie wat jy met alles moet gebruik. Ek dink as ek dalk in die algemeen net iets kan sê, ek sal myself nou nie uitgee as enigsins iets naby aan 'n kenner van Taylor Swift se musiek of hoe dit ook al sy nie. Ek dink oor die algemeen as Christene moet ons baie mooi kyk en oplet waar en deur wie ons persepsies oor 'n klomp dinge laat vorm, nê. Dit is vir my nogal opvallend dat 'n groot hoeveelheid sê maar musiekkunstenaars die onderwerpe waaroor hulle sing baie keer te maak met romantiese liefde nou. En as 'n mens gaan kyk na eie persoonlike lewens, dan besef jy maar goed, hierdie is die laaste ou wat enige iets oor hierdie onderwerp te sê moet hê, regtens. En dis met ander woorde ook die laaste ou wat my as 'n Christen se persepsie daaroor moet vorm. Ja, en uiteindelik kom dit ook neer op die politici ook, nee, soos wat Trump nou gemaak het dat hy is nie die voorstander van hoe ons moet maak en hoe ons moet glo nie. Ons moet heel eerste altyd aan God se woord gebonde wees, eerder dat ons luister na 'n president of luister na 'n popster. Dat ons sommer 'n moontlike titel vir die video presidente en popsterre. So en dit geld vir ons eie presidente ook, nee. En ek weet ons lewer nou video's in Afrikaans, maar ek wil graag ook ander tale wil bemoedig en vir hulle aanraai en te sê moenie net blindelings politieke leier volg nie. Beoordeel hulle volgens God se woord as jy werklik 'n Christen is. En skaar jou by God se woord en nie by die politici nie.
al beloof hulle wat vir jou. Ja, ek Nee. dink dan nogal Baie oor oor- net ekskuus Pieter oor politici. Dis nou nogal 'n ding wat ek hier opmerk is nie soseer by ouer mense nie, maar kom ons sê 'n jonger geslag wat hulle sal baie meer wil bemoei met wat in Amerika aangaan en die regte wat in Amerika ontneem word van 'n sekere groep mense of hoeveelheid groepe mense of wat ook al. Hulle sal baie goed ingrawe in selfs vir die hof bekleierye en alles daar as mense dink die Roe versus Wade. Terwyl ons eintlik nee, 'n mens sit met mense wat onkundig is oor haatspraak in ons eie land. Mense sit onkundig in ons eie land oor mense wat nie besef hoe dat vyandige persone, rassistiese vyandigheid gelig word teen die grondwet se beskerming van almal in die land nie. Die goed tel net al hoe meer en meer op om so half ook eintlik vir jouself te sê, maar jy moet ook dink ek heeltemal reg wat Skalk gesê het, maar nee, jouself nie so behou met Amerika en ook verval in 'n tipe blinde volgelingskap van 'n bepaalde persoon, of dit nou 'n popster of 'n politikus is, om te sê maar ek gaan hom so blindelings volg en ek probeer nou hierdie goed van hom verdedig en hierdie kant van hom verdedig en ag die gewig van goeie goed wat hy al gedoen het, is weeg swaarder as hierdie ding nie. Nee, ek dink 'n mens sê eenvoudig hy bly mens en hy het 'n klomp leemtes en hy maak 'n klomp foute en ek dink hy doen ook 'n klomp verkeerde goed. En dit moet 'n mens alles kan neersit en hy is nog nie naby aan die standaard soos baie ander politieke leiers aan wat die Here vir ons wys die standaard van 'n owerheid behoort te wees nie. Hy is nog ver daarvan af. Wyk ver daarvan af. Maar dat 'n mens ook jouself nou nie in daai gat laat verval dat jy so half blind is vir alles rondom jou nie en jy sien net hierdie goed wat Amerika doen. Ek weet nog steeds nie hoekom praat ons oor Trump nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy het homself net as 'n dokter uitgebeeld. Nee, ek moet die jou verskoning na die tyd, né? Ja, nee, dit is ek weet nie. Mense probeer, sorry Skalk, wil jy iets sê? nee, ekskuus, jy kan praat. Ek sal na jou Ja, mens- ietsie sê. Mense probeer hierdie so regverdig as 'n manier want hy en die Paus is nou aan mekaar. Jy weet Paus het gesê, "Hey, stop, jy stuit met Iran." Trump het gesê, "Nee, jy's cringe." So hulle is nou so aan mekaar vas en nou sê mense dit was soort van 'n manier om terug te byt na die Paus toe. Weet ek weet nie hoe hy iets daardeur bereik het nie. Dit is 'n een verskoning aan die een kant. Ander mense sê dat het dadelik begin sê dit was een van sy admins wat dit gedoen het, een van sy die mense onder hom wat sy sosiale media hanteer, maar hy het dadelik daarvoor verantwoordelikheid geneem, so lyk my dis nie so nie. Asook Trump kom nie voor soos die persoon wat homself sal reguleer op sosiale media nie. As jy kyk na wat hy tweet, dit is sy eie woorde daarso. Ek kan al sien sy gaan sy handjies so as hy begin na hy getik het, jy weet. You know me, ek weet, iets is dit. So goed dit is. Dit pla my net dat mense alles wat hy probeer doen regverdig. Ja. Hy het iets gedoen wat direk lasterlik is en baie mense wat hulself as konservatiewe Christene uitbeeld, probeer nog steeds dit regverdig. Net omdat hy 'n brand aklig is wat ons nie meer mee gemaklik is, beteken dit nie dat hy is nie aklig nie. Hy sê ons brand aklig. Ja. Ja, nee, so maar daar is dan 'n opdrag wat ons dan net so om te vermaan en om te roep tot bekering. Dat hy sal afsien van dit wat hy doen. Dat hy werklik bekeer, werklik terugkeer na wat werklik goed is. Om nie foto's van jouself waar jy jouself uitbeeld as Christus op die internet te post nie, en ook nie dit te glo van jouself dat jy enigsins waardig is om in die posisie van Christus te wees nie. Ek weet Trump het nou onlangs by Israel 'n prys of iets ontvang waar hy die Prince of Peace genoem is. En so dit het ook baie dit het ook
baie wurms uit daardie emmer uitgegooi. En die ouens wat conspiracy teorieë glo en mee hardloop, loved it. Want nou is Trump ook waarskynlik in hulle oë die anti-kris wat nou in openbaring verskyn. Maar dit is nou eintlik 'n gesprek vir 'n ander tyd. Maar so ontlont Trump eintlik nou verskriklik baie probleme en sake wat eintlik stil kon gelê het nie. Wat en dit veroorsaak dat mense verward is en verdwaal, nê. Dat hulle eintlik nie weet waar is kop of stert aangaande alles en so word daar eintlik verwarring onder mense gesaai. Maar daarom is dit so nodig vir ons om regtig terug te keer na God se woord toe, want daarso is vir ons die waarheid vas en seker. Daarso kan ons sien wat ons werklik moet doen, wat ons werklik moet glo en dan kan ons ook getroos word deur die Here se woord. Wie het gesag oor Trump in die White House? Dis ek weet nie, die Secret Service of iets. Ek dink hulle moet sy foon toesluit en vir hom 'n halfuur foontyd per dag gee, jy weet, soos 'n kind. Dit sal sy politiese loopbaan baie help as hy 'n halfuur foontoegang 'n dag het. Ja. Dis alles dan jy wil iets sê. Nee, dit is eintlik as mense nou kyk, nee, binne Amerikaanse raamwerk is dit so dat die Republikeinse party 'n baie konservatiewe party is, in baie opsigte. Vergelykend met wat hulle liberale party is, nê. Die Democrats, nee, so binne hulle konteks is hulle die konservatiewe party, maar as 'n mens nou daai Republikeine dink ek in Suid-Afrika sou sit onder die dink ek die algemene Afrikaner bevolking en hoe ons gedagtes rondom goed gaan en hoe ons dit hier sou doen, dink ek sou mens agterkom, maar ons in vergelyking met die Republikeine is hulle eintlik baie liberaler as wat ons noodwendig sou wees. Lip die hand af en laat sommer 'n klomp goed toe wat dink ek ook nie sommer hierdie geval sou wees nie. Om dit ook nou net in ag te neem. Ek dink belangrik wat Pieter sê is die ou het waarskynlik hele span wat onder hom werk en dit is maar nou dink ek ek dink dit was slegte raad wat opgevolg is en nou het hy dit so 'n bietjie eienaarskap daaroor neem, anders weet nie, lyk dit of hulle verdeeld is. Maar ek dink soos Pieter ook reg sê, 'n mens kan verdedig en goed praat wat daar goed gedoen is en 'n mens kan oordeel sê dit is sleg waar daar sleg gedoen is. Ek dink dis met klomp sake so. Ja, uiteindelik bevestig dit vir ons net dat hierdie wêreldheersers wat so magtig lyk vir ons dalk. In ons eie land ook, wat baie geld het, baie mag het, wat lyk asof hulle die wet ontsnap op tye, dat hulle eintlik nie werklik redding kan bied nie. Dit bied meer eintlik iets van 'n parody, as ek nou die Engels mag gebruik, van redding vir ons. Dus iets wat tydelik is en nietig is. En daarom is dit nodig om altyd op Christus te steun. Nou, op werklik Christus te volg en dit veroorsaak ook dan dat ons lewens inrig volgens wat Christus leer, nie wat Trump sê of wat Tyler sê of wat Elvis of wat wat sê ander wat jy genoem het Pieter, Michael Jackson sê nie. Ja. Maar so, as ek dalk net by kan Bakkies woord, hy is my held. Mag ek na hom luister? Ek dink Bakkies Botha. Ek dink raad vir enigiemand wat in hierdie geval van die luisteraarsvraag wat gekonfronteer word met vriende of gemeentelede wat aanhangers is van bepaalde persone, dink ek die raad moet maar wees dat 'n mens mooi dophou of daar 'n tipe verdediging of 'n verskoning gemaak word vir al die verkeerd en optrede en gedrag wat die persoon doen. Ek dink 'n mens moet 'n persoon dan maar so 'n bietjie aanspreek. Ek dink Pieter het verwys na hoe dat daar nou regverdiging uitgereik word vir alles wat Trump doen. Dit is maar nie moontlik in lig van die skrif nie. En dieselfde met enige ander persoon en dat 'n mens maar dink ek dalk
in die geval van waar jy sien die persoon maar so 'n regverdiging bied en verskonings maak vir die optrede vir iemand se gedrag en dan selfs maar deur wat die persone sê of sing of doen, selfs daardeur gevorm word om maar 'n bepaalde pad met die persoon te stap om dit in lig van die skrif net die teenstelling te wys om te sê maar die Here roep ons op tot hierdie, nie tot daardie nie, dat ons hierdeur gevorm word en nie daardeur nie. En dit gebeur baie vinniger, dit gebeur baie makliker as wat 'n mens dink. Dit gebeur reg sonder dat jy dit eintlik ooit self besef. En 'n mens moet dink ek vir enigiemand wat ook dan nou luister ook sê maar as iemand na jou toe kom en met jou daar praat en sê maar hierdeur en daardeur word jy baie gevorm om maar tog te luister dink ek. Ek dink om tog te luister. Ek dink dit kom uit 'n plek van omgee uit en jy moet dit ook uit 'n plek van omgee doen. 'n plek van liefde. So ek dink dit is wat ek daar vir die luisteraars sou sê. Nou. Het er enigiets nog verder van jou af? Dink julle Trump se hande is so klein dat dit beter werk om te tik? Dit is dalk gekom hy so vinnig dus op X kan uitbring. Ja, miskien sy vingers is mooi gevorm vir dit. Maar nee, dit is my laaste opmerking. Alles er enigiets van jou kant af nog verder? Nee, ek is heel rustig dankie skok. Ja, dan sê ons baie dankie aan elke luisteraar om dalk nog iets hier by te voeg aangaande die mense wat julle genoem het wat Trump nou wil verdedig, het ek dit nou by my opgeval dat ons omstandighede verduidelik dalk ons sonde, maar dit verskoon nie ons sonde nie. Maar daarmee sê ek dan baie dankie vir julle twee en baie dankie vir elke luisteraar en dan onthou om die video vir julle vriende en familie te stuur. En ook so kommentaar te los as jy 'n vraag het of nie noodwendig soms met alles wat ons sê nie, sal graag wil hoor wat julle gedagtes is. En dan sien ons julle volgende keer. Dankie. Dankie julle.